Ja, goeiemôre van my kant af. Dis baie lekker om vandag hier saam met julle te kan kuier. Miskien net so 'n bietjie herinner, in 2021 het hierdie kampus, Doxadeye Raslouw kampus, vir my en Mariet uitgestuur na die tuinroete toe. En ek herinner jou maar net, ons het so middel 2021 het ons daar in Mosselbaai het 'n gemeente by ons ingeskakel en het ons die Doxadeye Mosselbaai geplant. In 2022 so deur die loop van die jaar het ons Doxadeye George geplant en toe het ons as familie, as gesin, het ons toe ook verhuis na George toe en ons is daar in die Outoniqua Hoërskool. En intussen in 2023 het ons dan die Doxadeye Hartenbos geplant in die Hartenbos Laerskool. So baie dankie vir julle as gemeente wat ons gestuur het. Ons is nou op 'n plek en as julle saam met ons kan bid en die Here te vertrou, Doxadeye, daar's 'n ontwikkeling in die Hartenbos omgewing wat hulle noem Hartland en die Hartland ontwikkelaars het na Doxadeye toe uitgereik en gevra of ons nie daar saam met hulle 'n skool wil begin nie. So daardie skool gaan nou een van die dae begin gebou te word en so gaan ons dan in 2027 gaan ons dan saam met daardie ontwikkeling Doxadeye Hartland skool gaan ons begin. En dan gaan ons nog 'n kampus vanuit ons Hartenbos Laerskool kampus gaan ons nog 'n kampus plant in die Hartland omgewing. En dan ook in die George omgewing as julle vir ons kan bid. Bid asseblief saam met ons. Ons moet regtig op 'n plek kom. Ons het nou 2 oggenddienste en ons is op 'n plek waar ons die Here vertrou vir 'n meer permanente struktuur. Daar's nou 'n besigheidsman wat gekom het en vir ons gesê daar's 'n moontlikheid dat hy vir ons grond gaan gee en dan gaan ons begin met die bouproses. En dit is alles moontlik gemaak deur Raslouw kampus wat ons gestuur het en dis julle kampusse wat daar is en dis deel van Doxadeye en jy het 'n aandeel daarin en baie dankie ook vir julle en bid saam met ons en vertrou saam met ons die Here dat hierdie projekte en hierdie goed wat nou moet gebeur, die skool en die nuwe kampusse, dat dit sal gebeur. En ons vertrou die Here, want die Here het vir ons jare terug, toe ons in daai omgewing was, het ek jou al die storie vertel, het die Here vir ons gewys, dat eendag, gaan daar in elkeen van daai verskillende klein areas, gaan daar 'n gemeente wees. En dis wat ons doen in Doxadeye, ons plant gemeentes, en ons vertrou die Here, dat die heerlikheid van God, oor 'n dominante heerskappy van God, oor 'n omgewing sal kom. Ons vertrou die Here daarvoor. En baie dankie vir julle en as jy ooit in daardie omgewing is, kom kuier asseblief saam met ons en kom wys jou gesig en die van julle wat nog oorweeg om te trek, gaan soontoe, alles werk. So noem dit maar net. Ons begin vandag 'n nuwe reeks by Raslouw kampus wat ons noem Compelled by Compassion. En wat ons so 'n oomblik wil stil staan oor die compassion, daar's nie eintlik 'n beter woord nie, die vertalings gebruik die woord mercies, hulle gebruik verskillende woorde daarvoor, maar hoe ek en jy die compassion van die Vader beleef het, en hoe ons dan kan gaan en dit weer teruggee binne in ons gemeenskap, en binne in die stad, en binne in die omgewing, en die werksplek waar jy is. En as skrifgedeelte, wil ek vanoggend vir jou 'n skrifgedeelte lees uit 2 Korintiërs, dis die boek waarmee ons hierdie jaar gaan journey. Nou ek wil jou net herinner aan die skrywe wat Paulus doen. Hy het 2 briewe geskryf aan die gemeente in Korinte. En die gemeente in Korinte was een van daardie gemeentes waarvan almal sou geweet het in daardie omgewing. Dit was 'n gemeente waar alles reg geloop het en alles het goed gegaan. Dit sou 'n gemeente gewees het wat in vandag se terme sou hy gereeld 'n konferensie 1 of 2 keer 'n jaar aangebied het en gemeentes van reg oor die land sou soontoe gekom het, want almal sou gepraat het oor hierdie gemeente. Maar kom Paulus, dan skryf hy vir ons in die eerste brief van Korinte, hy sê, ek het na julle gekyk en ek het julle dopgehou en dit gaan baie goed in die gemeente en elke keer as ek vir julle bid, dan dank ek die Here vir julle. Hy sê, en ek was soos 'n argitek wat julle gebou het. Hy sê, maar ek het hier en daar goed opgelet, wat dit lyk vir my, die plan wat ek as argitek gehad het, ergens het julle bietjie skeef begin bou, ergens het die plan nie heeltemal reg geloop nie,
En daar gebeur goed in die gemeente van Korinthe, soos die ouens vat mekaar hof toe, en die ouens, daar is sekere goed wat gebeur, hulle konsentreer op, watter gawes is die belangrikste, en wie's nou die heiligste, en al daai goed. En dan skryf hy in 1 Korintiërs 12 vers 31, hy sê, maar ek wil vir julle 'n ander pad, ek wil vir julle 'n beter pad wys, ek wil vir julle wys dat julle 'n ander koers moet inslaan. En hierdie uitnemender weg waarvan hy praat, is dat julle moet weet dat die liefde is die uitnemender weg. En die liefde is die nuwe verbond, en die liefde is eintlik die manier van die koninkryk van God. En dan gaan hy verder met hulle, en dan kom die tweede brief van Korinthe, want hulle het gedeel in daai stad met 'n klomp uitdagings. Onthou, in daardie tye was daar 'n klomp verskillende gode. En die manier hoe die gode hulle self kom uitbeeld het, is oral, as jy vandag in Korinthe gaan loop, of jy loop in Efese in daai tyd, onthou, hulle het nie internet gehad nie, hulle het nie Instagram gehad nie, hulle het nie Facebook gehad nie, hulle het niks, nie televisie gehad nie, hulle het niks van daai goed gehad nie. So die manier hoe 'n God homself, of een van die gode, hulle kon uitbeeld is, hulle het 'n beeld gemaak van hierdie God. En daar was 'n beeld van hierdie God, en dan reg langs die beeld was daar 'n tempel. En baie keer as jy in die hoofstraat van hierdie stede afloop, dan sien jy al hierdie verskillende beelde van al hierdie verskillende gode. En dis hoe jy dit geleer ken het. Die keiser wat byvoorbeeld die Caesar was, hy het sy gesig op die coins gesit, sodat die mense dit kon sien. Hy het hom uitgebeeld. Maar nou kom Jesus uit hierdie Korinthe briewe, en hy sê vir hulle, maar hoe gaan ek nou vir die mense wys wie ek is? Julle is my liggaam. Ek is die hoof, skryf hy in 1 Korintiërs 12. Hoe gaan ons word nou, almal van ons wat nou sit, ons word nou daai beeld van God. As God na ons kyk as gemeente, as God na die gemeentes kyk, die kerk in die stad, dan word ons nou die beeld, wie uitbeeld wie hy is. En dis in daardie lig wat Paulus kom, dan skryf hy in 2 Korintiërs 1, dan sê hy, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, onthou Christus is nie sy van nie, Christus beteken die gesalfde koning, die Messias, die lang verwagte een. 'n Apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en Timoteus, die broer aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges in daai vreeslike naam. Spreek jy hom myself uit in Afrikaans, ek weet nie hoe nie. Dan skryf hy nou vir hierdie gemeente, dan sê hy die volgende, hy sê genade vir julle, en vrede van God, onse Vader, en die Here, die een wat die finale uitspraak het, is wat Here beteken. Jesus het die finale uitspraak, die laaste sê, die Christus, die gesalfde koning. Hy sê geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus. Hoor nou hier, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Jy sal sien hierdie twee woorde, ontferming, dis die woord in Engels compassion of mercies, en die God van alle vertroosting, dis die Engelse woord comfort. En ek wil vandag inzoom op hierdie twee woorde, die God van alle vertroosting, die Vader van alle ontferminge. Ons leer ontferming by die Vader, ons leer vertroosting by God. Hoor nou wat sê hy, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in alle verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. So iets wat vir my duidelik uitstaan is dat die woordjie troos of vertroosting of 'n verbuiging daarvan kom in hierdie eerste 5 verse 'n klomp keer voor. So dit was iets wat Paulus wou beklemtoon en vir die mense iets daarvan leer en sê, soos jy troos van die Vader ontvang het en jy leer hoe vertroosting van hom werk, so gaan ons dan by mense wat vertroosting nodig het, gaan ons hulle kan troos, want ons het dit by
hom geleer. Die woordjie troos kan 'n mens seker in Afrikaans ook vertaal met deernis, maar kom ek lees hom net vir jou, daai vers 3 in Engels. Hy sê, let us bless God, the Father of our Lord King Jesus. He is the Father of mercies, of dan die woord, ander vertalings gebruik die woord compassion, and the God of all comfort. Toe ek dit nou lees, toe wonder ek by myself, nou wat sal die woord comfort in die oorspronklike, vertroosting, hierdie woord wat hy so beklemtoon, wat beteken dit in die oorspronklike vertaling? En toe gaan slaan ek so 'n bietjie 'n paar kommentare na. En ek wil net vir jou gedeelte wat ek net so gekopie en gepaste het uit 'n kommentaar uit wat hulle skryf oor hierdie woord. Hoor wat sê hy? Die woordjie comfort, die woordjie vertroosting. Hy sê actually the word he uses is a bit more many-sided than comfort. So hy het vele kante. Hy sê it can mean to call someone to come near, to make a strong appeal or exhortation. Hoor mooi. To treat in an inviting or friendly way. The whole idea of the word is that one person is being with another, speaking words which can change their mood and situation, giving them courage, new hope, new direction, new insight, which will alter the way they face the next moment, the next day, the rest of their lives. So die woordjie vertroosting het alles te doen met om langs iemand te kom staan en by iemand in te hak. Hoor nou mooi wat hy sê, maar hy praat van die God van vertroosting. Hy praat van die Vader van vertroosting. Hy praat van die Vader van mercy. Hoor nou wat sê hy? Hy sê, and when you put all of this together in a bottle, shake it up and pour it out for someone who is in the middle of deep suffering, the best word you can come up with to describe the effort is probably comfort, vertroosting. Hoor wat sê hy verder? It meets people where they are and brings them right onto the point where they are strong enough to see new hope, new possibilities, new way forward. Toe wonder ek, maar wat is die woord oorspronklik in die Grieks? Toe gaan soek ek hom op in die oorspronklike Griekse vertaling. Toe sien ek dis 'n woord parakalesis. Nou baie interessant, die woord bestaan uit twee dele. Die een is para, en dit beteken lands aan, kalesis om te roep. Toe sê ek, maar dis presies wat die woord vir my sê. Dis God die Vader, die God van vertroosting. Wat hy doen, hy roep my in elke omstandigheid van my lewe en hy kom staan by my en hak by my in. En nou dat ek besef, God hak by my in, nou is dit 'n God wat met my praat en vir my nuwe perspektief en nuwe hoop gee. Kan jy vandag verstaan dat elke uitdaging waarna jy vandag kyk, jy hoef nie alleen na daai uitdaging te kyk nie. Jy hoef nie alleen na daai omstandighede te kyk nie. Hoe ons kyk na ons stad, hoe ons kyk na ons omgewing, hoe ons kyk na ons land, hoe ons kyk na die wêreld. Jy begin skielik te verstaan, dis die muur en die olifant wat die brug skud, en die muur wat saam met die olifant loop, en vir die olifant, terwyl hulle oor die brug loop, sê, "Jo, kyk hoe skud ons hierdie brief." Dis jy en God, dis God wat by jou inhak, en vir jou sê, kom ons kyk met nuwe oë, met nuwe perspektief, na hierdie uitdaging wat tans voor jou staan. Dis die Vader van mercy, dis die Vader van alle vertroosting. En toe ek daaraan dink, toe dink ek maar, hierdie woord paraklesis het ek al ergens gehoor. Toe sê ek, ek het hom gehoor. Dis die woord trooster in die Bybel. Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid en hy sal 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.
Wie is hierdie trooster? Die Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken. Die trooster, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons het nie 'n besoekteologie nie. Ek het groot geword in 'n kerk waar jy altyd moes pas op. Die Heilige Gees het ons kom besoek. Jy weet, en jy moet net nie iets doen en hom versteur nie, want dan die predikant gesê, daar gaan hy. Dan is hy weg. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, hy het in jou kom bly. Hy is binne in jou op hierdie oomblik. En God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, daai woordjie ander beteken iemand met dieselfde kapasiteit, iemand met dieselfde gewig as wie? As God die Vader. Met ander woorde, elkeen van ons wat hier sit, want 1 Korintiërs 12 vers 3-4 sê, niemand kan sê Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Met ander woorde, as jy hier sit, en jy verklaar, die Here, Jesus Christus, die een, wat die finale uitslag van my lewe gee, hy woon in my, dan het jy nie 'n besoekteologie nie, maar 'n tabernakelteologie van, hy kom woon in jou, en hy is by jou, en hy is die een wat by jou inhaak, en elke uitdaging wat jy in hierdie lewe beleef en deurgaan, hy is met jou, hy is vir jou, hy is die een wat vir jou nuwe insigte, nuwe hoop sal gee. Hoor nou, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam stuur, hy sal julle leer en sal julle herinner aan alles. Waaraan herinner hy jou vanoggend? Ek is die trooster. Ek gaan jou vertroos. En as ek sy troos begin beleef, sy inhak beleef, dan kan ek begin vertroosting aan mense wat uitdagings in ons samelewing beleef. Ek kan gaan en by hulle inhak. Soms gaan ek nie weet wat om te sê nie. Soms gaan ek nie weet om te doen nie. Maar ek is net teenwoordig. En omdat ek teenwoordig is, begin mense hoop te kry. Geen wonder die Bybel sê, in Matteus 5 vers 4, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, die Heilige Gees. Lukas 24 vers 49, kom Jesus en hy sê vir sy disippels, gaan wag op die belofte van die Vader. Dis logies, ons beweeg in hierdie twee dimensies, dis nie twee plekke nie, maar die twee dimensies van hemel en aarde. Wat gaan in die hemele? Paulus beskryf dit as die onsienlike. Wat gaan in die onsienlike aan? Gaan lees Openbaring, in die onsienlike, in die hemele. Wat is daar? Die troon. Wie is die een wat op die troon sit? God die Vader, met die Seun aan sy regterhand, en die Heilige Gees. Daarom stuur hy die Heilige Gees van die hemele af, en hy kom gee aan ons hierdie belofte van die Vader, die Heilige Gees, wat nou in ons kom woon. Ek wil jou verder bemoedig met hierdie skrif, en Benny het vanoggend iets daarvan gesê. Hy sê in Efesiërs 2 vers 4, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Ons kom nou net deur Paasfees. Ons kom nou net hierdie gedeelte sê, die motivering, hoekom God alles gedoen het op in hierdie lewe, hoekom hy na ons toe uitgereik het in sy groot barmhartigheid, was die motivering liefde. Daarom vorm liefde die basis, die nuwe verbond waarmee ons nou leef. Nou kyk nou wat sê hy hierso. Hy sê, hy het ons saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered en saam opgewek, hoor nou mooi, en saam laat sit het, nie eendag nie, nie aan die einde van tye nie, maar hier in hierdie korrupte tye waarin ons leef, breek daar 'n nuwe dimensie as gevolg van Christus se dood en opstanding breek aan, en hy laat jou nou saam sit in die hemele in Christus Jesus. Hoe doen hy dit? Deur die Heilige Gees. Dis hy storie van Jakob, waar Jakob die leer sien, en die engele wat op en af klim.
Dis daai storie, op een of ander misterieuse wyse, ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar ons beweeg in hierdie twee dimensies van sienlik, onsienlik, van hemel en aarde, en op een of ander manier kom die Heilige Gees, en hy kom woon in ons, en omdat hy in ons woon, het ons nou toegang om saam met God, mens kan dit amper nie sê nie, maar saam met God, die Vader, die Heilige Gees, saam met Jesus Christus, in die hemelse plekke, nou te sit. Daar waar jy vandag op jou stoel sit, daai gedeelte sê, jy sit met daai stoel ook nou, op een of ander misterieuse manier, sit jy nou op daai, in hemelse plekke. Jy is deel van die hemelse gesprek. Kan jy daaraan dink? Daarom elke uitdaging wat kom, kan ek by God die Vader sit. Hy het vir my 'n spasie gemaak, waarby ek kan gaan sit in sy teenwoordigheid. En omdat ek in sy teenwoordigheid sit, en hy praat by die God wat ons glo, niks is onmoontlik nie. Haak hy by my in en sê, kom my kind, kom my seun, kom ek gaan jou help, deur hierdie omstandighede waarin jy is. Kan jy dink? Toe Gideon in die parskruik staan en hy staan en trap daarso en die Here sê vir hom, ek gaan jou gebruik om die volk te verlos. Toe kom hak God by hom in en sê, kom dapper held. Hy sê, Here, jy praat seker met die verkeerde ou. Hy sê, nee, ek praat met jou, kom dapper held. Toe Moses die volk moet gaan verlos en hy hakkel, toe kom God in die brandende bos en hy hak by hom in. Hy sê, kom Moses, ek sal vir jou wys, ek gaan altyd by jou wees. Toe Jona in die vis gelê het, toe kom hak God in die donkerste uur by hom in en sê, kom Jona, ek gaan jou wys, jy gaan my volk verlos. Toe Petrus die Here verloon het, toe kom die Here nie en skryf hom af nie, maar hy skryf hom in, en hy kom hak by hom in. Hy sê, op jou Petrus wat my verloon het, op jou gaan ek my kerk bou. Dit maak nie vandag saak, wat jy dink oor jouself nie. Dit beteken nie, dis 'n feit nie. Die feit is, God glo in jou. Die feit is, of jy dit glo of nie, die Heilige Gees woon binne in jou. En hy woon in jou. Hy besoek jou nie, hy woon in jou. En niks wat jy doen, kan jou skei van die liefde van God nie. Wat sê Romeine? Hy sê dit so mooi. Hy sê, wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaar, soos geskrywe is. Om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is ingereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinners deur hom wat ons liefhet. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordigheid of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Hy glo in jou. Hebreërs 4 vers 16 sê so mooi, laat ons dan, nie eendag nie, nou, vandag, met vrymoedigheid, met boldness, na die troon van genade gaan. Jy kan nou, God het 'n spasie, het hy geskep, waarmee jy nou kan ingaan in die troon van heerlikheid, en hy hak by jou in, en sê, kom aan my kind. Dis wat hy sê, dis wat hy oor jou lewe uitspreek. En skryf hy vroeër in Romeine 5 vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus ons op die regte tyd, die goddeloos vir die goddelose gesterwe het. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy het gekies om jou lief te hê. En hy kies vandag om in te hak by jou. En saam met jou hierdie pad in die lewe te loop. En ek weet vandag sit die mense wat deur moeilike omstandighede gaan en deur stryd gaan en sê, Here, ons het die hulp nodig. Weet dit vandag, hy is die God van alle vertroosting. Hy is die God wat langs jou kom staan en by jou inhaak, en God wat alle wysheid het, en God wat alle mag het, en God wat alle krag het, kan kom vandag, en hy kan jou kom help, en saam met jou 'n pad loop. En dan, soos jy dit beleef, kan jy dan gaan, en hier in die stad, mense wat nodig het, wat deur krisistye gaan, by jou werk en by al hierdie goed, kan jy gaan beïnhaak, en jy kan teenwoordig wees, soos hy, die Vader in jou lewe is, kan jy teenwoordig wees by mense, en vir hulle hoop gee. En dit bring my ten slotte, by die storie wat ons gekyk het na die video, van die verlore seun.
En so interessant is van die storie van die verlore seun, jy kan hom gaan lees in Lukas 15. Is interessant, die een seun was gedryf, die jong seun was gedryf deur ambisie en hy wou die wêreld verken en hy gaan uit en hy sê, Vader, gee my die helfte van wat my toekom en hy gaan leef dit uit en toe kom hy agter, dit gee nie vir hom vervulling nie. Toe dink hy, ek sal teruggaan na die Vader toe en ek sal vir die Vader sê, ek sal een van jou bedienis wees. En dan kry hy met die ouer seun te doen, die ouer seun wat met verdienste gedink het, hy kan die guns van die Vader wen. En hier kom die beeld van die verlore seun en ons kyk vandag na die Vader en die Vader wat net gesê het, ek gee nie om wat jy gemors het nie. Ek gee nie om wat jy probeer doen deur verdienste nie. Die Vader wat elke dag gaan uitkyk. Die Vader wat vir die ouer seun sê, maar ek is al so lank by jou. Ek het jou net lief. Ek het jou net lief. Ek is die een wat by jou inhak. Toe die verlore seun voor sy voete in, toe sê hy, staan op, want jy weet nie, kom ek hak by jou in, want jy weet nie wie jy is nie. So hak die Vader vandag by elke ene van ons in. In die omstandigheid, in jou moeilikheid, kom hy en hak by jou in en sê, ek is die Vader van compassion, ek is die Vader van vertroosting, ek is die Vader van mercy, ek is die Vader van deernis, ek is die Vader, en soos jy sy deernis, soos jy sy compassion beleef, so kan ons dit gaan uitleef, na hierdie stad, na die mense. Toe hulle by Johannes kom en vir Johannes sê, Johannes, wat het jy by Jesus geleer, jou hele lewe lang? Johannes was 'n ou man, hy sê, kom ek sê vir jou een ding, ek het by hom geleer, in hom is lewe, en hierdie lewe is 'n lig vir die wêreld. Hy sê, kom ek leer, sê vir jou wat ek by hom geleer, bly in hom, want sonder hom kan jy niks doen nie. Dis wie hy is. Dis wie hy vandag vir jou is. Hy is die Vader wat altyd jou sal lief hê. Hy is soos die verlore seun se pa. Niks wat jy doen kan hom skei van die liefde wat hy vir sy kinders het. Jy sit vandag in 'n gesprek saam met die Vader. Ek weet nie waar jy is en wat jou moeilikheid en of jy moeilikheid het en dalk is jy baie gelukkig en maak nie saak nie. Maar hy invite jou in 'n spasie waar jy kan sit en al jou vreugdes en al jou bekommernisse kan jy met hom deel. En jy kan vandag weet, dis 'n feit. Hy is die een wat by jou inhak. Hy is die Vader van alle comfort. Hy is die God van alle comfort. Hy hak by jou in. Hy tel jou op. Jy weet nie wie jy is nie, verlore seun. Staan op. Oudste een. Jy hoef nie verdienste te doen nie. Ek het jou net lief. Dis wat liefde beteken. Vertroosting, troos, comfort, mercy, deernis. Kom maak ons oë toe. Voordat ek vir ons gaan bid, hierdie song sê so baie. Ek vertrou die Here so, dat jy vanoggend die inhak sal beleef. En dat jy dit vir die res van jou lewe sal onthou. Want partykeer kom die lewe en gooi vir ons curveballs, wat ons nie verwag nie. Dan wil ons altyd terughardloop en sê, Here, hoekom laat jy dit toe? Dis jou skuld. As jy maar net die ander kant van die coin kan verstaan, dat hy is eintlik 'n God, wat in die curveballs by jou inhak. En dat jy vir die res van jou lewe sal onthou. Hy's in jou, hy's vir jou, hy's by jou. Hy's die Vader van compassion, van mercy. Hy's die God van alle vertroosting, van alle ontferming. Terwyl jy so sit en oor alles dink, kom ons sing hierdie lied en dan gaan ek vir ons bid.